Goeienaand en welkom by 'n spesiale Wat sê die Bybel. My naam is Wiskutse. Dr. Raymond is hier al vir 300 episodes en ek het verlede week oorgevat en ek vat hierdie week weer oor. Maar as jy ingeskakel het verlede week, ja, ons het 'n bietjie van 'n ander wat sal ek nou sê, is hierdie conversation, invalshoek, ja. Invalshoek oor Dr. Raymond is weg vir 3 weke. Hy's uitsteerig en hy het beloof, hoorie, ons kan nie Woensdae aande mis nie. So toe dit opgeëindig het ek kom vra. So ons het 'n 2 gesprek. So ons het 2 gesprek oor die eindtye. So verlede week was baie interessant. Ek as jy uitgemis het of gemis het of nie geluister het of nie kom kyk het nie, na hierdie episode, jy moet nie nou oorskakel nie, maar na hierdie ene gaan kyk na verlede week se episode en hierdie week het ek 'n groot vraag. Oor die eindtye. So verlede week het ons gepraat oor 5 redes hoekom Dr. Raymond sê ons lewe vandag in die laaste generasie vir Jesus om terug te kom. So vandag wil ek vir jou vra, wat is die verskil tussen Jesus se terugkom? Want blykbaar is daar 'n wegraping terugkom en blykbaar is daar 'n sigbare terugkom, wederkoms. Ons het verlede week het ons eintlik 'n baie interessante in Matteus 24 gepraat oor toe Jesus met die Jode gepraat het versus as hy met die kerk praat. So, vertel gou vir my net, is iemand vir die eerste keer Raymond Lombard Ministries kyk om te gaan, okay, wat is die verskil tussen die wegraping van die kerk en die sigbare wederkoms van Jesus? Die wegraping, het jy dit nou eintlik korrek baie mooi gestel, dat die wegraping is vir sy kerk, die sigbare wederkoms is vir sy volk Israel. Yes. Dit is die kerk versus Israel. Okay. So as jy dink aan Jesus se wederkoms, al wat jy moet doen, jy moet altyd vir jouself afvra, vir wie kom hy en wanneer kom hy en waar kom hy? Yes. Hy kom na Jerusalem toe, want die Bybel sê in Handelinge 1, die engele sê, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, sal net so sien kom. Op die Olyfberg. Hy het die Olyfberg weggevaar, hy kom weer met sy voete staan op die Olyfberg. So in Handelinge praat hy met die Jode, Yes, wat in die lig staan en sy kyk en gaan. disciples. Hoekom kyk hulle na die lig op daai stadium? Want Jesus vaar op, hy het sy hemelvaart. Okay. En terwyl hulle staan en kyk, daar gaan Jesus hemel toe. Toe hulle so omkyk, toe is Jesus weg, toe staan daar 2 engele. En die engele sê, wat staan en kyk julle? Daai Jesus wat so op hemel toe is, hy kom weer. En Sagaria sê, hy kom met sy voete op die Olyfberg staan. Okay. So hier is die ding. Wanneer Jesus Christus fisies terugkom na hierdie wêreld, Yes. kom hy Olyfberg toe, kom hy Jerusalem toe, kom hy na die land van Israel, hy kom nie Tafelberg in Kaapstad toe, of New York toe nie. Ja. So dan kom hy vir Israel. So wat ek wil sê is, dink in terme van die sigbare wederkoms, sigbaar as jy hom kan sien, Ja. kom hy vir sy eie volk, Israel. En dit is waar ons die prentjie sien van Jesus op 'n wit perd wat afkom, sy voet op die Olyfberg sit. Met die oorlog van die Sy Antichrist engele en sy kom magte. Daar's 'n groot oorlog. In Armageddon en ook in die Kedronvallei daar ook. Ja. Hoekom ek gaan nou, want ons werk net so of terug, maar hoekom is al die Jode nog hier? Hoekom moet Jesus terugkom vir die Jode? Okay. Sekerlik, hy het 'n belofte gegee vir Abraham, Isak en Jakob, God, dat daar sal vir altyd 'n volk in die land wees. Hy sal hulle vestig in die beloofde land, die land van Israel. So in ander woorde, hy kom vir sy volk, want hy het hulle mos in verstrooiing laat gaan. Dis God die Vader se volk. Dit so, Yes. natuurlik hier is ook sy volk, want Jesus is ook 'n Jood homself. Okay. So hier is om jou vraag dan, dis 'n baie interessante ding. Israel is God se eiendomsvolk uit al die volke van die aarde. Ja. Het hy net een eiendomsvolk nog altyd gehad, uit al die heidense nasies, was daar net een volk, die volk Israel. So wanneer die Here terugkom, kom hy vir sy volk. Hulle het hom gekruisig, hulle het hom verwerp, toe het hulle in die verstrooiing laat gaan, tot onlangs toe, 1948. Yes. Toe bring hy hulle terug. Maar nou is hulle in 'n onbekeerde staat in hulle land. Okay. Hulle dien nie die Here nie. Dis wat ek wou by uitkom, is Ja. hierdie Jode glo nog steeds nie dat Jesus die Messias is nie. Daar's net 50,000 wat glo van 7 miljoen.
in die land. Net 50.000 Messiaanse Jode. Net 'n handjie vol. So dis hoekom jy glo dat Jesus gaan terugkom vir sy kerk en daar's dalk Met die 50 wegraping. en Maar daar's dis met die wegraping. ja, so ek probeer nou voor so 7 daar as ons sê daar's 'n 7 jaar groot verdrukking wat Net so. opbou na die sigbare wederkoms van Jesus. Yes. So om te sê 7 jaar moes daar iets gebeur het 7 jaar voor dit Net so. is dat Jesus teruggekom het vir sy kerk Net of so. nie sigbaar op die aarde nie, maar Tot in die lig. tot in die lig. Presies, dis wat ons sien in 1 Tessalonisense 4. Ek het nogal met ek geweet het jy gaan so tipe vraag vir my vra, het ek die Bybelteks nou sommer hierso laat neerpen vir my. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het. Yes. So, wie het in Christus gesterf? As jy Jesus as jou verlosser aangeneem het, So wie het dit gedoen? Christene of die kerk, Van wanneer af? vandat Jesus op die kruis gesterf het. Da presies. Anderswoorde, ons sê die afgelope 2000 jaar, Ja, nie 6000 jaar, yes. nie Ou Testament, presies wat jy nou gesê het, vandat Jesus aan die kruis gesterf en opgestaan het. Daai mense wat in hom gesterf het, dit is almal die kerk, Ja. sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly op daai oomblik, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, weggevoer. En daai woordjie weggevoer is waar ons die woordjie wegraping aflei. Want weggevoer beteken in die Griekse taal harpazo, en harpazo beteken om te vang, om te roof, om te gryp, om met geweld te gryp. So jy sal, as jy na al die Bybeltekste gaan kyk, die woordjie harpazo, en jy gaan doen 'n bietjie navorsing, dan sê jy sien, daai woordjie weggevoer beteken iets gaan gebeur, maar in 'n oomblik, in 'n oogwink gaan die Here iets kom doen. Dit laat my dink aan hierdie teks. Ek weet nie wanneer laas het jy dit gelees in 1 Korintiërs 5. Dit laat jy, ek wil net sê as jy sê harpazo, die ander vertalings rapturo. Yes, okay, want rapturo sal afgelei word van Latyns af. En dis waar ons die woord rapture kry. Rapture in Engels. So as mense in Engels praat van the rapture is going to happen. Yes. Dis wat nou ons sê, die wegraping. Yes. Jesus kom vir sy Ja, kerk. ja. So die woordjie rapture gryp terug na raptura, rapture, wat kom uit die Latyns uit, Ja. in die Latynse Bybel. Okay. Maar die Afrikaanse Bybel praat van weggevoer. Yes. Maar nou, hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein sal die dode opgewek word en ons sal verander word. So in ander woorde, in een oomblik moet dit gebeur. So die wegraping het te doen met die kerk. Yes. Maar nou is my vraag aan jou, terwyl jy nou vir al die vrae vra, uit wie bestaan die kerk uit? Die kerk bestaan uit geredde, wedergebore mense. Ja. Maar uit watter volke, nasies en tale? Elke volk, nasie en tale. Dit sluit Israel in. Yes. So daai weet net gesê daar's 50.000 Jode wat hulle hart vir Jesus gegee het. So Op die oomblik net in Israel. Daar's baie meer. in okay, die wêreld. oor die wêreld ook. Ja, maar as ons praat van letterlik nou vandag in Ja. Israel, is daar meer as 50.000 Messiaanse Jode. Messiaanse Jode. Okay, so nou hier's 'n interessante ding. Die kerk van Jesus, soos ek en jy die gesprek het, Ja. bestaan uit geredde mense. Uit wie uit? Uit Jode, Daarso, Grieke, heidene, almal. mense van Afrika, mense van Right. Amerika, mense Right. van Rusland. Right. Nou, so hier's 'n interessante ding. So Jesus se kerk is daar nie, sê Paulus, Jood, barbaar, skiet, slaaf, vryman, man en vrou nie. Ja. Almal is een in Christus. Yes. So daar's nie 'n onderskeid tussen volke, nasies en tale in Christus nie. Ja. Want ons is almal een liggaam van Christus. Ja. Dis baie So wat hy interessant. sê in Engels, he shows no favoritism. Dis nie asof hy 'n favorite het om te gaan. So 'n Jood wat vandag gered is, het nie meer favour by die Here as 'n heiden wat gered is. Ja. Okay. Nou hier is die interessante ding. So daai groep gelowiges wat gesterf het van al hierdie mense vandat Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat in Christus gesterf het. Hulle is mos op 'n oomblik in die hemel by die heerlikheid van God. Hulle moet 'n verheerlikte liggaam kom kry. Yes. Bedag met die wegraping. Ons wat op die aarde oorbly, ons ontvang ook 'n verheerlikte liggaam, maar ons sterf nie. Hulle het gesterf. As jy lewendig is op daai stadium Dis van kom hy sê, en die wat in die lewe oorbly, Yes. sal in wolke weggevoer word. Yes. In wolke. Want Jesus was in 'n wolk weggevoer In die met sy mis. hemelvaart. En daar gaan ons om die Here te ontmoet. So wat dit betref, die kerk
En Israel moet ons 'n groot onderskeid maak, kom hy vir sy kerk of kom hy vir sy volk Israel, die volk van Abraham, Isak en Jakob. Ja. Wanneer hy vir die volk Israel kom, is dit sy sigbare wederkoms en dan kom hy na Israel toe. As hy vir sy kerk kom, kom hy tot in die lug. Nie Israel toe nie. En hy Moet voer die ons wegraak. weg met die wolke. Presies. So hier is die groot vraag. Maar nou wil ek in die details inkom, want jy weet as jy iemand ontmoet en hulle sê nee, ek praat oor eskatologie, dan sal hulle sê oor jy pre-trib, mid-trib, post-trib. En jy het nou net gelees oor by die laaste bassein wat Ja. geblaas word. Nou lees ek in Openbaring, die basseine word geblaas hier Yes. in die groot verdrukking. Net so. So baie mense gaan sê nee, dit is die wegraping gaan gebeur in die middel, want Ja. jy weet daar's 'n bassein wat daar geblaas raak. Wat 'n bassein praat die Bybel van hier as jy, waar sê jy is die wegraping? Dink jy ons moet deur die groot verdrukking gaan? Dink jy ons gaan deur die helfte van die verdrukking? Dit is 'n thriller net om te dink ons sal deur die groot verdrukking gaan, want die Bybel is baie duidelik in Tessalonisense. Die Here het ons nie bestem vir die oordeel, vir die toorn nie. Tessalonisense, hy sê God het julle nie bestem vir die toorn nie, want die groot verdrukking is God se toorn. Kom ek vra jou eerder 'n teenvraag. Okay. Ready. Wat is die rede vir die 7 jaar groot verdrukking, dat daar moet 'n 7 jaar verdrukking oor die aarde kom? Dat God sy oordeel oor die Jode kan. Ja, presies. Hoekom? Dis die 70ste week van Daniël. Ja. Want hulle skuld hom nog 7 jaar. Presies. So wat het die kerk daarmee uit te waai? Nou wil ons die kerk daar gaan indruk. Ja. Tot in die middel daarvan. Ek bedoel as jy ook Openbaring lees en verstaan wat die groot verdrukking is, want mense sal, jy weet daar's 'n teoloog wat vandag sal sê hierdie is die verdrukking, jy weet. Nou, maar Paulus sê in Handelinge 14 ons gaan deur baie verdrukking in die koninkryk. I agree. Maar dis nie die groot verdrukking. As jy lees wat die verdrukking wat gaan gebeur in die groot verdrukking, dan sê ek soos hierdie is niks. Nee, dit is 'n ijskrimpale Hierdie is soos partytjie. we're having a good time, jy weet. Absoluut. As jy trials and tribulations het en hierdie, jy weet, dit bou karakter vir ons Ja, en ja. dis net 'n bietjie van Hierdie hierdie is lewe. is niks in vergelyking met die groot Gaan verdrukking. lees Openbaring, jy gaan dis die Van groot hoofstuk verdrukking. 6 tot hoofstuk 19. Ja. Dan gaan jy weet wat se groot verdrukking. As jy ook, hierdie is die groot verdrukking nie. Ja, so Wessel, kom ons gaan net dink nou logies oor die ding. Wat het die kerk van Christus wat 'n Ou Testamentiese verborgenheid was, te doen met God se oordeel oor die volk Israel om hulle sondes te volbring en geregtigheid in profete te beseël? Wat het die kerk te doen met God se tydsberekening om Israel tot orde te roep? Absoluut niks nie. Yes. So, nou wil ek sê, daarom noem die Bybel in Openbaring 6, die laaste vers, wanneer die groot verdrukking begin het, dit die tydperk van die toorn van God. En daarom sê Paulus in 1 Tessalonisense, hoofstuk 1, dat God het ons nie bestem tot die toorn nie. Yes. So ons is nie bewaar. Hoekom sal die Here sy kerk wil straf op die aarde? Ja. Waarvoor Jesus klaar die straf aan die kruis gevat het. Ja. Klaar die sondes betaal het op hom. Hoekom moet ons geslag gestraf word en die kerk het vrygekom die afgelope 2000 jaar uit die groot verdrukking uit? Ja. Maar ons, ongelukkig omdat ons die laaste geslag is voor sy sigbare wederkoms, ons moet nou daarin gaan. Moet jy deur dit gaan. Waar al die demone uit die put uit vrygelaat word en Satan se gevalle engele uit die hemelruim gewerp word, die draak en kom terroriseer en God laat 'n derde van die aarde verbrand en die waterfonteine Letterlik. en alles en haal 50 kg haal op die mensdom val. Why would he do it on his church? Ja. Hy's lief vir sy kerk. Ja. So, jy het nou net 'n woord genoem, ek probeer dink wat in Afrikaans is. It's a mystery, die kerk 'n was Verborgenheid. ek wou sê geheimenis, 'n Ja, maar verborgenheid. dit is so. Verborgenheid en geheimenis is dieselfde. So Daniël, Ou Testament, Matteus tot by jy weet voordat Jesus op die kruis gesterf het, Presies. het niemand dit was verborgenheid dat daar 'n kerkbedeling sou wees. Dit was die grootste geheim in die Ou Testament. Ja. Daar was net een profesie ooit uitgespreek oor die kerk. In Okay. jou hele Bybel voordat Jesus gekruisig is.
Die hele Ou Testament, die hele Matteus, Markus, Lukas en Johannes tot en met Jesus se kruising aan die einde van die boek. Daar's net een vers waar Jesus 'n profesie uitgespreek het. Okay, hy self het gesê. Hy sê vir Petrus by in die boorlope van Galilea, by die Banias, waar die water van die berg Karmel onderuitkom en waar die Jordaan sy oorsprong het en hy begin vloei in die land van Israel in. Ja. Daar by die voet, daar by die berg Hermon, sê Jesus vir sy disippels, wie sê julle is ek? Wat sê die mense? Kom ons praat 'n bietjie. Hy's weg van alles en almal af. Ja. En hy sê, o nee, die mense sê, u is Elia. Ander sê, nee, hy is Johannes die Doper uit die dood uit opgestane. Hy sê, regtig? Hy sê, ja, dis wat die mense sê. Jy is hy. Hy sê, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van die lewende God. U is die Christus. U is die Messias. En Jesus sê, salig is jy, Simon Bar-Jona. Vlees en bloed het nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Yes. Waar kom dit? On this rock I'll build my church. Vir die eerste keer verskyn daai woord. Ja. Sal ek my gemeente bou. En die poorte van die dood en die doderyk sal dit nie oorweldig. En toe sit dit 'n profesie. Daar was nie kerk nie, Ja. was 'n profesie. Ja. Want toe sterf hy eers en die woorde daarna, die volgende verse, gaan lees nou dan Matteus 16, dan sê hy, maar die seun van die mens moet eers ly en deur die mense verwerp word en gekruisig word, maar op die 3de dag sal hy uit die dood uit opstaan. My kerk kan ek eers vestig op aarde as ek uit die dood uit opstaan. Dus kom Efesiërs 1 sê dat Vader God het toe Jesus uit die dood uit opgewek, hom gegee as hoof van sy gemeente. Yes. So die Ou Testamentiese ouens weet van niks, presies wat jy gesê het. En dis kom ek sê, as ons Matteus 24 lees, soos verlede week Steeds al Ou gepraat, Testamenties. dan lees jy ek hoop nie dit gebeur en jy weet die vroue wat verwagtend is en of dit op die Sabbat is of Dit so. het te doen met Israel en met sy sigbare Ja, wederkoms. want hulle het nie geweet daar's 'n kerk wat Jesus hierso oor praat Precies. en dis 'n ander storie. Heeltemal. So die kerk moet weggevoer word Yes. voor die groot verdrukking. Die So 7 jaar. God gaan nie met Israel en die kerk gelyktydig deel nie. Ja. Die rede hoekom God nie vandag met Israel deel nie, is hy deel met sy kerk. Ja. En in so tussen hakies, jy vra vir my oor bewyse dat ons nie deur die groot verdrukking gaan nie. Wat sal jy maak met so 'n teks soos hierso in 2 Tessalonisense 2? Want hy sê en julle weet wat hom teehou, die anti-kris wat in die tempel van God sal sit, die seun van verderf, die mens van sonde, sodat hy op sy tyd geopenbaar word. Julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar word. Van die verborgene werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, dan word die anti-kris geopenbaar, wat die Here met sy verskyning sy wederkoms tot nuut sal maak. So hy praat eers van iets moet uit die weg geruim word, dan verskyn die ongeregtigheid die anti-kris, en dan eers is die verskyning van Jesus se wederkoms. So daar's iets wat hulle terughou. Die anti-kris. Die kerk. Die Die kerk. anti-kris kan nie vandag in die wêreld geopenbaar word nie, want ons sal hom almal ontbloot in die Ja. hele wêreld. Ja. Om ontmasker. So die dag as die kerk weg is, Gaan die anti-kris. daar's geen meer Christene op die aarde nie. Daar's niks wat hom terughou om op te staan en te sê, hier's ek nou. Ek Presies. gaan vrede maak, skyn vrede, ek gaan Absoluut. 'n tempel bou, ek gaan in die tempel gaan sit en jy gaan sê ek was God. Net so. So want vandag is die kerk die een wat half tog die morele waarde van die aarde, Right. jy weet, bou. Ja, so terug na die anti-kris wat jy sê wat die tempel van God as voordat hy God is. Onthou die anti-kris verskyn eers as 'n politieke leier. Yes. Die Bybel sê hy spreek woorde wat mense oortuig. Wie kan soos hy praat? Ja. Hy het 'n groot woordeskat wat mense totaal mislei en verlei. Want die Bybel sê sy spraak is soos die duiwel gee hom die woorde. Ja. So hy mislei die mense. Dan het hy nog 'n valse profeet wat soos die duiwel agter hom aanpraat
wat sy geestelike leier is. Ja. Maar so die anti-kris kom as 'n politieke leier, dan begin hy militêr sy spiere bult. En hy sê vir die ouens, as julle nie wil luister nie, gaan ons julle pak gee. Ja. En dan kom hy nog met 'n geestelike inval. So jy het hierdie leier wat na die kerkera as 'n politieke figuur kom, ek het die antwoord. Dis kom hy maak 'n 7 jaar verbond tussen Israel en die ander volkere. Ek wil net terloops sê, ek het die afgelope week weer gesien waar Benjamin Netanyahu in die openbaar gesê het, hy het nooit gedink dat hy die dag sal sien dat soveel Arabiese volke hulle gewig agter Israel gooi om Israel te support nie. Ja. Sê Benjamin Netanyahu Ja. as gevolg van die Abraham Accords wat Donald Trump ingestel het en wat 'n paar Arabiese volke klaar geteken het. Ja. So ek wil net iets sê, dis asof daai vredesooreenkoms die grootte wat moet geteken word, wat die anti-kris die finale antwoord op die Hy tafel begin so gaan of sit. opbou. Want Hy- as al die Christene nou gaan, dan kan hulle hof gaan. Ons is almal mos nou al klaar 'n bietjie vrede. Julle het mos hierdie ding geteken en hierdie ding. Kom ons het vrede op die aarde. Net so, Die Jode kan hier bly net so. vir 3,5 jaar. En nee, hulle kan nou hulle tempel bou. Ja, En vir 7 jaar, onthou die ooreenkoms is aanvanklik eintlik 7 is jaar. vir 7 jaar. Ons Maar weet hy verbreek het. net so, na Yes. 3,5 jaar, dan kom sy ware klere uit. Okay, so al wat ek wou geweet het is daar is 2 wederkomste, as ek dit so kan sê. Daar's 'n wederkoms en 'n sigbare Ek wederkoms. hou net jou draad net daar vas. As jy sê 2 wederkomste is waar, ontdink in terme van Openbaring 1, 2 en 3. Yes. Sien dit in jou geestesoog. Die 7 gemeentes. Yes. Jy lees nooit weer na Openbaring 3 van die woord gemeente, die boek Openbaring nie, Ja, maar jy lees van Israel, want wat gebeur? want die kerk is nou weg, Ja. van Openbaring 6 kom. So ek wil net sê, selfs die boek Openbaring waarna jy nou verwys, oor die 2 komste. Hoekom praat die Bybel 22 keer in die eerste 3 hoofstukke van Openbaring oor die gemeente Ja, en nooit weer daarna, ja. nooit weer nie, behalwe hulle sien die gemeente in die hemel. Want die kerk is weg. Die kerk is weg vir die 7 jaar verdrukking van Openbaring 6 tot 19 om uit te speel. Ja. So as jy vir my vra, waar sien ons die kerkera? Ons sien dit Openbaring 1, 2 en 3. Waar sien ons die laaste 7 jaar met Israel? Openbaring 6 tot Jesus se wederkoms, hoofstuk 19. Ja. As jy dit verstaan en jy kyk na die boek Openbaring, dan maak alles vir jou duidelik sin en het jy goeie begrip oor die 2 komste wat jy nou van praat. So dis waar wat jy sê dat Jesus kom eintlik 2 keer. Hy kom vir sy kerk en dan kom hy vir sy volk Israel. En dan met daai laaste een, die sigbare wederkoms, kom hy om alles te verander, sodat hy kan terugkom as koning. Absoluut. En hy verslaan die anti-kris, verslaan sy magte, die boknasies, Ja. en dan breek die 1000 jaar vrederyk aan en dan kom jy het vroeër gepraat van die 3de tempel, dan kom die 4de tempel, Yes. die 1000 jaar vrederyk tempel en Christus kom regeer. So as hy kom vir sy volk Israel, dis waar, hy kom verlos hulle uit die mag van die anti-kris en hulle is gestraf deur die 7 jaar. Maar die wat nou op aarde is wanneer hy kom, word almal gered. Ons het dit net gelees op Romeine 11 vers 26 en so sal die hele Israel gered word. Want ek bedoel, as Jesus Christus nou uit die hemel uitkom, uit die lug uit voor die hele volk Israel, val hulle almal neer aanbid hulle koning. Ja. En hulle erken hom as hulle koning. Maar dit gebeur eers aan die einde van die 7 jaar. En die kerk kom eintlik terug saam met Jesus. Die wat krone het om te kom regeer. Sien dit nou sê ek met ons volgende week daar praat. Want ek wil weet wat doen die Christene vir 7 jaar in die hemel? Wat gebeur? Want jy sê hulle kom met krone, iets moes gebeur sodat hulle kan terugkom saam met Jesus. So daar was 'n regterstoel Hmm. waar gelowiges moes verantwoording doen vir hulle lewe. Want Paulus in 2 Korintiërs 5 en in Romeine 14 praat oor 'n regterstoel oordeel, of laat ek beter stel, 'n regterstoel beoordeling, plek van beloning vir gelowiges waar ons krone sal ontvang. Okay, so kom ons praat volgende week oor 5 minute na die dood vir 'n Christen en Ja. wat gebeur na Let's die do it. wegraping. Wat gaan ons as Christene doen vir 7 jaar? Okay, let's talk Are about we it. hanging out in heaven? Why not? How kan jy 'n beter plek wees nie?
Wel, is baie interessant. So daar's dit nou, as jy ooit 'n goeie verduideliking wou gehad het oor die wegvoering van die kerk en dan die sigbare wederkoms van Jesus. Ja. As jy so na dit kyk, ek dink as jy nou gaan Openbaring oopmaak en net so scan, gaan jy begin sien wat Raymond daar sê van Openbaring 1 tot 3 wat jy lees van die kerk en dan lees jy nooit weer van die kerk van 6 tot by 19, want ons 'n groot verdrukking. Ja. Ek dink die verwarring kom uit die gereformeerde leer uit dat daar's net een algemene wederkoms. Ja. Dis waar die groot verwarring altyd gekom het. Ja. Ek wil net iets sê wat ons nie oor gepraat het nie is die verskil tussen die wegraping en sigbare wederkoms is wanneer Christus kom vir die wegraping, kom hy net tot in die lig. Yes. Wanneer hy kom vir sy sigbare wederkoms, kom hy op jou lyfberg. Groot verskil. Wanneer hy kom vir sy kerk, kom hy vir sy kerk. Wanneer hy kom vir sy wederkoms, kom hy met sy heiliges. Want soos hy sê, hulle kom regeer saam met hom. Ja. En ek het 'n nota hier gemaak vir mense wat regtig wil weet. Christus kom vir sy bruid as hy sy kerk kom haal, maar wanneer hy kom vir sy sigbare wederkoms, kom hy saam met sy bruid wat kom regeer saam met hom. Yes. As 'n groot verskil. Jy kan dit sien. Want Jesus kom terug met sy bruid vir 1000 jaar. Right. Maar wanneer hy kom vir sy kerk, kom hy met sy loon om te beloon, want hy sê Openbaring 20, my loon is by my, maar wanneer hy kom vir sy sigbare wederkoms, kom hy met die boknasies te oordeel. Daar's nie beloning nie. Ja. Daar's 'n oordeel. So die wegraping het geen tekens nie. So die tekens wat jy van gepraat het in Matteus 24 en daai goed, het te doen met die sigbare wederkoms. Yes. Groot verskil. Daar's 'n 7 jaar periode tussen die koms vir sy kerk en die koms vir sy volk Israel. Daar's geen teken vir die wegraping nie. Nee, Maar verlede week het ons bevestig daar's goeters wat ons kan sien, wat ons gaan hierdie in die wêreld. die tyd is reg vir Jesus om te kom. Yes, so daar's nie 'n teken vir die wegraping nie, maar daar's tekens vir die tyd wanneer die anti-kris en die 7 jaar groot verdrukking moet uitspeel en al daai tekens wat te doen het met die anti-kris en die kontantlose stelsel, al daai goeters wat in die 7 jaar uitspeel, omdat ons weer die wegraping voor dit plaasvind, sien ons dit as, oh my gosh, as daai tekens al klaar teen die muur is, dan beteken dit, hoe naby is hierdie een nie? Nou sit en dink ek, want ons het net gepraat oor hierdie skynvrede wat, jy weet, hulle kan eintlik, interessant, hierdie week, of verlede week, wat Vladimir Putin nou self ook gegaan het, ja, dalk moet ons, jy weet, net vrede maak met die Oekraïne. Ja, nogal. Hy sê so. En as ek weer eens, as die wegraping vandag gebeur, dan kan hulle almal net gaan vrede, want Putin is klaar, ek wil nie meer veg nie, Net so. En hierdie ouens in die Midde-Ooste wil niemand veg nie. Yes. En dan gaan ons 'n skynvrede hê vir 3,5 jaar. En iemand kom op die wêreldtoneel, hy maak vrede met almal. Ja. And everybody will take it. You know why? Want dan is die vliegtuigkaartjies weer goedkoper. Ek bedoel, diesel op die oomblik is R33.14 Ja. 'n liter vir diesel. Ek bedoel, wil jy nie die prys moet afkom van diesel en petrol en vliegkaartjies dat jy kan doen wat jy moet doen nie? Ja. In die ekonomie nie, ons sal dit almal hê. Ek bedoel, al die kospryse, alles gaan op, want al die voertuie en al die dieseltreine, so alles gaan op met die olie en al die drama in die wêreld. So as iemand kan kom en hy kan alles terugbring na normaliseer en nog beter laat lyk, everybody will vote for that. Ja. Jesus is naby. Dis die punt. Dis die punt. Jesus is coming. Wees reg julle, wees reg. Okay, dankie Dr. Ray. Thanks dat ek 'n bietjie kon oorvat hierdie week. Dankie, nee, ek geniet dit. Kan ek nog een week oorvat? Hoekom nie? Kom. Wel sit in die comment section as ek nog een asseblief. Sê ons soek vir Wessel daar. Ek wil my skoonseun by my hê, dan hoef ek nie so alleen te praat nie. Ons sal nog een doen volgende week en ons het nog 'n paar topics om oor te praat. So ons is reg vir dit. Mooi man, en miskien in die toekoms as ek weer ver in die wêreld gaan, kan ek hier dalk weer 'n program kry, vir die mense vra. As hulle sê dit is oukei, dan gooi ons dat hulle ten minste iets. Die slegte ding is nou, dis nie meer verskoning om Woensdae te mis nie, want ons nou hierdie ding begin wat ons gaan pre-record en vra. Imagine nou, hulle sê vir my nee, dok, jy kan nie meer alleen net hier praat Woensdae ander, ons soek vir Wessel by jou. Wat dan? Nee, hulle geniet die meeste dat jy die vrae beantwoord. Ek kan nie vrae beantwoord nie. Ek vra want ek weet niks. Dr. Ray moet hier wees om die vrae te beantwoord. So, dankie julle en ons sien julle volgende week vir nog 'n spesiale Wat sê die Bybel. Shalom, tot 'n volgende keer.